Louis, vandag se vraag is: wanneer raak oorlewing 'n leefstyl eerder as leef? Nou seker eerder as om te leef of eerder ja, kan dit gebeur? Is dit iets wat algemeen is dat ons oorlewing meer as 'n Baie, leefstyl sien? baie algemeen, baie algemeen. En ons praat nou nie net van iemand sê wat in 'n sonder kos of in vloede of in lewensgevaar is nie. Ons praat van 'n algemene sielkundige perspektief af. In 'n algemene kultuur. Wanneer oorlewing 'n lewenstyl raak, is wanneer mense hele senuweestelsel en jou gedragspatroon daarop gerig is om om van die buitewêreld se teenspoed en se aanvalle te bestuur. Selfs al is daardie gevaar nie daar nie. En dit is baie belangrik. Selfs al is daardie gevaar nie daar nie. So wanneer jy as mens leef om heeltyd gevaar te vermy, selfs al is daar nie gevaar nie. Dit is wanneer oorlewing 'n lewenstyl word. En dit is waarmee ons kollektief sukkel. Maar Louis, is dit dan nie nou wat 'n mens sal noem sielkundige angs nie? Dis mos nou angstigheid waarvan ons praat. Ja, ja. Wat is oorlewings instelling? Dit is letterlik jou senuweestelsel wat absoluut gestimuleer is. Ons noem dit konstante opwekking om gevaar van die buitewêreld waar te neem en te bestuur. Dit is wanneer jou alarmstelsel heeltyd aan is, né? Dit is wat dit is. So, dit is wanneer 'n gevaar om gevaar waar te neem jou gewone basislyn manier van optree en waarneem word. Dit is wat jy heeltyd doen, né? Jy kyk heeltyd rond vir wat kan verkeerd gaan. Dinge wat dubbelsinnig is, gaan jy gesê, maar wag, dis gevaarlik. Jy kan nie eintlik ontspan, gewoonlik in neutrale omgewings nie. Dit is wanneer jou identiteit gaan oor om te oorleef. So jy raak 'n onafhanklike persoon, jy raak emosioneel afstandelik. Jy sorg dat jy in kontrole bly ensovoorts ensovoorts, né? Nou is jy nie meer besig om met 'n krisis te hanteer nie. Jy leef asof die krisis permanent is. Nou hier's 'n interessante ding. Dink gou aan daardie ou Maslow behoeftes wat ons almal ken. 'n Mens leer dit eers op die universiteit en almal ken dit tog. So ou driehoekie wat sê, luister, mens moet eers een behoefte as 'n mens vervul voor jy by die ander een kan uitkom. Jy moet eers basiese kos en sekuriteit hê voor jy kan dink om liefde te hê. As jy honger is en die leeu storm op jou af, dan is jy nie gepla oor jou liefdesverhoudings nie. Dan moet jy oorleef. Maar as daardie behoeftes vervul is, dan soek ons liefde en voortplanting. As daardie liefdes vervul is, dan soek ons selfaktualisering, selfbevrediging en selfgroei. As jy dus vasgevang is in die oorlewingsfase van selfaktualisering, dan kom jy nie verder as om net te wil oorleef nie. Jy kan nie uitkom by jou betere behoeftes nie. Dit wat jy graag wil wees en dit wat jy graag wil doen om vir jouself vervulling te gee nie. Nou dit sal vir mense baie sin maak wat tans, kom ons sê, stres ervaar, baie krisisse ervaar. Hulle kan verstaan hoe dit hulle in 'n greep vashou. Maar dan wanneer mens praat van leefstyl, is dit tog, ons praat van 'n patroon wat so deel geraak het van jou lewe dat jy dit nie eintlik meer, nie eens eintlik nie. Jy kom dit nie meer agter nie. Dit is Ja. in jou wêreld wie jy is, hoe jy is, alles tussen aanhalingstekens. Dit is jou ervaring van die wêreld, dat dit is gevaarlik, konstant. Jy is, ek dink nie eens Hmm. ek probeer nou dink as iemand wat 'n algemene angsversteuring ervaar, dat jy kan dit eers meer rasionaliseer dat jy ervaar dit as angs nie. En dis waar Ja. dit vir my nogal kruiserige water raak hier, want nou is dit 'n geval van hoe gaan jy besef dat jy is besig om oorlewing as 'n leefstyl te leef? Want jy gaan dit nie noodwendig sommer self besef nie. Hmm. Ja, jy is Waarvoor moet 'n mens heeltemal dan reg. uitkyk? Ja. En in trauma navorsing word daar gepraat van 'n verlaagde venster van toleransie. So jy raak geoptimaliseer om uit te hou en te oorleef, nie om te verryk nie.
So wat die algemene aanduidings van om vasgevang te wees in hierdie oorlewings manier van wees is amper dat die kroniese uh bewustheid en hypersensitiwiteit vir wat kan verkeerd gaan. Jy kan nie ontspan nie. Jy sukkel om met plesier te ervaar, net gewoon net lekker te ontspan en net lekker te lag en te gesels. Jou liggaam is heeltyd styf gesnaap met die pynne en knoppe wat daarmee gepaard gaan. Um jou pogings is geweldig om te kontroleer dat dinge nie verkeerd gaan nie. Skedules, routines, niks daarmee verkeerd nie, maar oormatig so, emosionele afstomping. Jou identiteit wat jy later trots op raak van jy kan uithou en jy's 'n oorlewer en jy is iemand wat dit kan vat, eerder as wat jy regtig begeer in die lewe, né? En soos jy dan nou tereg opmerk, nie vermoë om te kan dink dat dit anders kan wees nie. Dit is maar hoe dit is. Ja, dit is hoe dit is. En dit het 'n groot koste om in 'n oorlewingsmodule vas te sit, Lise. Dit hou groot kostes in. Louis, wat ek al Fisiese, emosionele presies kostes. wat jy nou sê. Ek dink die groot geheim, dink ek, lê daarin om te kyk na die fisieke, die fisies. Dat as jy konstant maagpyn ervaar, nou al vir 'n paar jaar, dit is nie net sekere goed wat jy eet nie, maar niemand kan eintlik vir jou sê dit is verkeerd nie. Of jy het konstant hoofpyn, of jy het konstant skouerpyn, of dit is maar geneties, my rug is maar altyd seer. Al die fisiese probeer vir jou eintlik wys die hele tyd dat jou liggaam is 'n styf gespande rekkie en hier is nou ietsie verkeerd. En mense ignoreer mos, want ons vergeet mos ons brein en ons lyf is een, dat hoe kan dit moontlik wees dat 'n sielkundige iets het te doen met jou spiere en jou maag en dinge wat nie lekker vir jou bloeddruk al daai. Ja, ek ervaar dit nogal baie in praktyk dat mense met geweldige konstante stres of angstoestande of mense wat in oorlewings manier van leef dink en optree vasgevang is. Kom dan maak 'n afspraak by my, die sielkundige, eintlik partykeer net om so 'n bietjie te praat en om amper raad te kry of tegnieke te kry om anders te dink. Met ander woorde, om nie so konstant te bekommerd te wees nie, of om net so 'n bietjie uit die groef uit te kom. En en gewoonlik is mense dan baie verbaas en eintlik ingenome as ek vir hulle voorstel dat ons liggaamlik eers moet fokus voor ons na die sielkundige komponent kyk, want die voertuig moet die vrag kan dra. Ons kan nie na die vrag kyk as die voertuig dit nie kan dra nie. As jou hart te vinnig klop, jy kry nie asem nie, jy bewe, jy kan nie konsentreer nie. Dis waar jou probleem lê. Dit moet ons eers aanspreek of gelyktydig aanspreek. En mense baie keer voel ongemaklik met die idee om een of ander rede. So asof dit weet wat jy is, half in 'n wolkie bo jou kop dryf. En dat dit eintlik niks met jou liggaam te doen het nie. Jy weet, ons is baie sterk biochemiese masjiene. Ons gemoed word 100% deur ons hormone en ons brein beheer en ons interpretasies wat volg daarop. Ek dink dit is omdat ons veg teen die idee van dit gaan langer vat as jy eers jou lyf moet aan werk. Dat jy voel, ag nee, moet ek dan nou eers reg eet en die regte dieet en dan moet ek nou eers leer hoe om water te drink en dan moet ek gaan stap elke dag met 'n rotine begin en dis 'n hele proses en dit maak 'n mens sommer nog meer angstig as jy dink, ag, is ek regtig lus om deur soveel moeite te gaan. So Louis, is 'n mens regtig lus om deur soveel moeite te gaan? Wel, jy moet maar kies. En mense is inherënt lui. Dis wat al die navorsing wys ook, en ek sluit nie myself uit daaruit nie. As mens waarneem dat iets vir jou baie moeite gaan doen, dan wil jy dit nie doen nie, dan los jy dit maar liewers. Of jy soek 'n kitsoplossing, en ons as mense is beroemd vir kitsoplossings. En jy weet, as dit kon gewerk het, dan was die wêreld nie in hierdie verskriklike kollektiewe
oorlewingsstryd wat soveel mediese impak op soveel vlakke het nie. Daar is nie kitsoplossings in die lewe nie. Jy kan nie alles wil hê nie. Jy kan nie wil gesond wees, baie inkomste hê, gelukkig wees, goeie verhoudings hê, en niks doen nie. Mense as jy 'n vraag het, kan jy dit stuur na lise@wieisek.co.za. Op WSX se webwerf is ook baie te lees oor angstoestande, so gaan gerus soontoe gaan lees daar as wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie gesprek. So as jy hom wil kontak of meer van hom wil weet, gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.